Hartlik welkom by die aandgesprekke oor die Heilige Gees, by name die lewegewende krag van die Heilige Gees. Dit is een ding om te weet dat die Here by jou is. Ons bely dit so graag in krisistye. Die Here is by jou. Ons bemoedig mekaar daarmee en dis natuurlik waar. Christus is Immanuel, God by ons. In hom weet ons dat God ook altyd by ons sal wees. Dis ons troos, selfs op 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel. Tog lees ons in die Bybel dat die Heilige Gees in ons kom woon. Romeine 8 vers 7, vers 9. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Die Gees kom woon in ons. Hy kom by ons tuis gaan. Hy daag nie net nou en dan by ons op nie. Hy doen nie van tyd tot tyd net by ons huisbesoek nie. Hy is nie net byderhand as ek hom nodig kry nie. Hy woon in my. Altyd. En oral. Ek kan hom nie partykeer by die huis los as ek na 'n plek toe gaan waar hy dink hy nie tuis sal wees nie. Ek trek hom ook nie, by wyse van spreuke, soos 'n Sondagpak klere aan as ek kerk toe gaan, net om hom weer uit te trek as ek maandag werk toe gaan nie. Ja, hy is altyd in my. Dis 'n ontsettende gedagte. Besonders. Mense eerste reaksie is, dit kan tog nie? Dit vervul 'n mens met vrees en eerbied. Hoe kan dit dat die Heilige Gees in hierdie onheilige sondaar mens leef? Dit bring ons by die belangrike feit dat ons nooit van die Gees kan praat sonder om ook van Christus te praat nie. Paulus doen dit ook nie. Dit kan nie anders nie. Net nadat hy gesê het dat die Gees van God in ons woon, gaan hy oor om die misterie en die eenheid tussen Christus en die Gees te beskryf. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Die lewegewende Gees van God woon deur Christus in my. En Christus woon deur die Gees in my. Die grond daarvan is die vryspraak van God. Jy sien, skielik lees ons van Vader, Seun en Heilige Gees in een sin. En daarom word die gelowige ook die tempel van die Heilige Gees genoem. In 1 Korintiërs 3 vers 16 staan daar, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Jy is 'n lewende, wandelende tempel van God. 24 uur, 7 dae van die week. Waar jy is die Heilige Gees ook. Tog is, en daarom, juist daarom is die gedagte aan die inwoning van die Heilige Gees so 'n troostvolle gedagte, so intiem, so naby. Ek hoef nooit te gaan soek na die Heilige Gees nie. Hy is nooit op 'n ander plek as in die hart van die gelowige en in die gemeente van die Here nie. Hy is hier by jou, in jou, die bron van lewe, die bron van wysheid, die bron van krag. Die Heilige Gees woon in jou. Goeienaand.